Ek groet u hartlik. In Johannes 13:34 skryf of sê Jesus hierdie woorde. Ek gee vir julle hierdie nuwe verwagting of gebod, julle moet mekaar lief hê. En verder sê hy, hierdie liefde aan mekaar is 'n bewys dat julle my kinders is. So dit wys iets van die innerlike van 'n mens, van omgee, wat ons noem liefde. Salomo het so daaroor geskryf in Spreuke. Daar's paar dinge wat 'n mens nie kan verstaan nie, hoe die arend so hoog bo in die lug vlieg. En dan ook die liefde. Hoe werk die liefde dan? Liefde wat een vir 'n ander het. En dan is dit baie duidelik in 1 Korintiërs wanneer Paulus uiteindelik skryf en hy sê, dit gaan eerstens oor hierdie liefde wat God vir ons gehad het. Hierdie onuitspreeklike liefde, toe hy sy gees van liefde in ons harte uitgestort het, en sy eniggebore seun Jesus gestuur het, omdat hy ons so lief het, sodat ons nie verlore kan gaan nie. Hierdie liefde gebore uit die hart van God, in 'n menshart, om te kan lief hê, om soos 1 Korintiërs te sê, om nie kwaad vir kwaad te vergeld nie, nie ongeregtighede toe te reken en boekies aan te teken, nie my woorde, maar nie jaloers te wees nie, om lankmoedig te wees, met ander woorde aan te hou, met die een en die ander. Liefde is daardie begrip wat 'n mens moet net laat goed voel, laat 'n mens weer opnuut lewend voel. Liefde is daar maar een van daardie mooi dinge, wat 'n mens soms so opgewonde maak, en sommer iets warm in jou hart bring, want jy's geliefd, en die beste van alles is God het jou lief. Daardie liefde wat in jou hart uitstort, wat jou daai versekering gee, of sê, ek het jou oneindig lief, jy is kosbaar en spesiaal, en niks sal jou uit my hand uitruk nie. Want hierdie liefde van my vir jou vergaan nie, en dis die tipe liefde wat ons vir mekaar moet gee. Liefde wat nie aan iets, of aan iemand, of aan voorwaardes gekoppel word nie, maar liefde, omdat God jou lief het, daarom het ek jou lief. Dis die teken van jou as gelowige. Wees lief vir mekaar, want so volbring julle die woord van die Here. Die Here seën jou.